toe. Prys die Here, goeiemôre almal, kom ons staan 'n bietjie op. Amen, amen. Ek verstaan een ding nie mooi nie, in die oggende is hierdie kant vol, hierdie kant halfpad vol. In die aande is hierdie een heeltemal vol, as hierdie een halfpad vol. Kom ons draai gou na iemand toe en sê môre en welkom in die huis van die Here. Draai gou na iemand toe, stap gou na iemand toe en sê welkom in die huis van die Here. Prys die Here. Iemand se eerste keer vanmôre hier, so sien ek 'n paartjie, baie welkom, baie welkom. Nog iemand daar agter, julle is baie welkom, julle tweeetjies weer eens. Nog iemand, welkom in die huis van die Here. Kom ons heet ons mensies welkom vanmôre en sê ons is bly julle is saam met ons. Amen. En ek is bly vanmôre omdat u die tyd uitgekoop het om in die huis van die Here te wees. Prys die Here. Kom ons staan so vanmôre. Ons buig die hoofde en dan open ons met gebed vanmôre tot eer van die Here. En ons gaan vanmôre vir pastoor Alf Rogers vra om vir ons hierdie diens oop te maak met gebed en om hierdie diens op te dra aan die troonkamer van die Here. En ek wil net vir u vra voor pastoor gaan bid vanmôre. Geliefdes, die woord van die Here sê in Filippense, bring jou begeertes na my toe. En wat jou begeerte is uit hierdie diens uit van vanmôre, lê dit voor die voete van die Here. Die kerk kan vir jou niks doen nie, ek kan vir jou niks doen nie. Al ken jy iemand wat die woord van die Here uit sy kop uit ken, kan hy niks vir jou doen nie. Maar ek ken iemand wat almagtig is, alomteenwoordig en alwetend is, wat vir jou alles kan doen. Sy naam is Jesus. Dra jou begeertes op aan hom en lê dit vanmôre voor sy voete. En dan gaan jy vir my vra, maar prediker, hoekom kan jy dit nie doen nie? Want die woord van die Here sê in Spreuke 18:21, die mag van lewe en dood is in die tong, en die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Daarom is jou mag van lewe en dood in jou tong. Jy kan nie op my woorde leef nie. Jy moet op jou eie woorde lewe. En jy kan dit sommer in Matteus 12:37 kan jy dit gaan lees. Deur jou woorde gaan jy geregverdig word en deur jou woorde gaan jy geoordeel word. Nie myne nie. Daarom, terwyl pastoor oopmaak, kom ons dra ook ons begeertes vanmôre aan die voete van die Here en ons lê dit neer. Prys die Here. Kom ons lê die oë, ons baie dankbaar Hemelse Vader vir hierdie geleentheid wat ons hierdie oggenduur weer bymekaar kan kom en u troonkamer te kan nader deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid, hierdie nuwe dag wat u ons lewe in ons teruggegee het. Dankie vir elkeen wat u nader getrek het en opgekom het na u huis toe om te kom sit aan die tafel. Vader, in die maal te geniet wat u reeds vir ons berei het. Vader, ek dank u dat elkeen se hart is vrugbare grond, elkeen het 'n leersame gees en laat die woord wat sal uitgaan onder die dryfkrag en salwing van die Heilige Gees sal gaan. En Heilige Gees, maak u die woord in elke hart lewend. Vader, laat ons sal kan uitgaan en dit kan uitdra in die wêreld daar buite. Vader, vir hom wat die woord bedien, Vader, vir ons raak sy tong aan te koel vuur afkomstig die altaar. En laat die woord wat sal uitgaan onder die dryfkrag en salwing van die Heilige Gees sal uitgaan. Vader, ons dra hierdie diens onvoorwaardelik in u hande oor. Ons vra, Here, plaas engele reg rondom hierdie grondgebied. Ja, dat ons u in vryheid kan dien en u naam kan groot maak. En Here, dat ons al die lof en al die eer en aanbidding en danksegging kan gee. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie pastoor, ons kan 'n sitplekke neem. Kyk, die dag is tegnologie jou in die steek laat. Dan laat hy jou ordentlik in die steek. En vanoggend ons het 'n paar dinge gehad in hierdie week wat verbygegaan het. Die kleuterskool was hier en al hierdie dinge het gebeur en die tegnologie laat ons in die steek. Maar kom ons gaan begin vanmôre met die woord van die Here. En ek wil vra vanmôre dat u Bybel in die hand sal neem, want ons gaan nie vanmôre die woorde op die bord kan sit nie.
So neem die Bybel in jou hand, want ons gaan uit 'n paar teksverse gaan ons vanmôre lees en ons gaan leer wat die Here vir ons wil sê. En Sondag aand het ek begin vir u kinders van God om vir u te sê dat wat God vir ons wil sê oor liefde. En dan ons het Sondag aand begin praat oor kan God se liefde ons verkeerde dade goedkeur. En ons het ooreengekom Sondag aand dat dit nie kan gebeur nie. Ons het eers gepraat oor God se liefde, is dit 'n lisensie om verkeerd te doen? 2 is God se liefde, maar ook heilig en regverdig. Ons het gepraat oor God bewys sy liefde deur Jesus Christus. En God se liefde roep ons tot bekering, verlossing. En vanmôre gaan ons voort en ons gaan praat oor God se liefde vir ons as mens. En ek wil hê jy moet slank die Bybel oopmaak by Johannes 3 vers 16. Ek dink is die belangrikste vers en ek glo dat die meeste van ons ken hierdie gedeelte. En ons weet wat dit sê, maar laat my toe om dit te lees vanmôre vir u. Want so Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En jy moet mooi kyk wat die Vader hier sê. Dis bitter belangrik. Ons kyk nou maklik net na die liefde. Maar ons moet ook kyk na wat die woord van God vir jou en my as mens sê, sodat ons daarvolgens kan lewe en dat ons nie in ons eie denke keuses kan maak en besluite neem en na mense luister nie, maar dat ons kyk wat sê die woord van die Here. En die woord van die Here sê vanmôre, daar's 'n Vader in die hemel en daar's 'n seun. En hierdie Vader in die hemel het ons so lief dat hy sy seun vir ons gegee het. En nou verwag die Vader in die hemel dat ek en jy in die seun moet glo. Dis wat hierdie skrif sê. Hy verwag dat ek en jy in die seun moet glo. En die wat in die seun glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Nou hier net daardie klein sinsnede is reuse woorde en groot vereistes wat op elke mens geplaas word. Maar vanmôre God se liefde vir ons. God se liefde vir die mens. En daar was 'n klein seentjie gewees. En hy het gehoor by die skool van God se liefde. En hy kom by sy pa en hy sê, "Pa, hoe groot is God se liefde?" En die pa het lank gedink. En na rukkie sê hy vir hom, "Seun, kyk na die son. Die son is baie groot. Hoe helder en warm skyn die son net nie. Net so is God se liefde. Jy kan dit nie sien nie, maar jy voel dit. Ons kan nie God se liefde sien vanmôre nie, maar ons beleef dit. Ons ervaar dit. Kind van God, die Here, ons God se liefde is nie beperk nie.
daar is geen einde daaraan nie. God se liefde is nie voorwaardelik nie. Kind van God, God se liefde het geen veranderlike nie. Dit kan nie verander en dit sal nie verander nie. Maak nie saak hoe ek en jy daarna kyk nie. Sy liefde, God se liefde vir die mens, is die grootste offer. Hy offer sy seun. Hy gee sy seun vir ons en daardeur bewys hy sy liefde. Ek doen dit altyd in die kerk en miskien moet ek dit vanmôre weer doen. En ek vra altyd, kom ons vat vir Wynand. Pik op, nee, jy moet net sit Wynand, jy moet nie eens antwoord. Pik op Wynand vandag. Wynand, as ek vandag vir jou vra, wat een van daai pragtige kinders van jou gaan jy offer vir ons almal? Gaan jy vir ons een gee? Hy skud sy kop, die vrou sê vir hom, kyk hom net so kyk, toe weet hy. Jy weet er nou reg antwoord. Jy sal nie. Jy sal nie. En wat wonderlik is dat die woord van God, en is nou 'n preek op sy eie, dat God sy seun met blydskap vir jou en my gegee het. Kind van God, vanmôre wil ek hê, jy moet diep kyk na die liefde wat God vir ons het. Hy gee sy seun en hy laat hom toe om te sterwe aan die kruishout van Golgotha. En terwyl ek hierdie woord by die Here kry, oordink ek het, wat se voordeel het God hier uitgevind? En ek besef, hy het geen voordeel hier uit ontvang nie. Geen voordeel nie. Hy het ons gemaak, hy het ons geformeer, ons het weggegaan, en hy koop ons 'n tweede keer met die bloed van sy seun. So wat sê die woord? En dit staan in 1 Korinte 6 vers 20. Ons is gekoop met die bloed van die lam. Jy is gekoop. Dis omdat God jou en my so lief het. En daardie liefde, al voel dit soms nie so, omdat ons deur moeilike omstandighede gaan. Al voel dit soms nie so, omdat daar uitdagings gebeur. Al voel dit soms nie so, omdat alles nie gebeur, soos wat ons beplan dit moet gebeur nie. Maar moenie God se liefde meet aan dit wat in hierdie wêreld gebeur nie. Meet God se liefde vanmôre aan wat vir jou en my voorberei is hiernamaals. Meet God se liefde daaraan. Want vanmôre wil ek 4 punte met jou bespreek. En die eerste is vanmôre, God se liefde is onvoorwaardelik. En daarmee saam wil ek graag vir u Romeine, die 5de hoofstuk, die 8ste vers saam lees. Wat beteken onvoorwaardelik?
Daar word niks daaraan gekoppel nie. Daar word niks van jou verwag nie. Hy gee sy liefde en verwag niks in ruil daarvoor nie. Sy liefde is gratis. Sy liefde is 'n geskenk. En hy het nie voorwaardes. Want hoekom? Die Vader, voor ek en jy gebore, het die Vader reeds sy liefde aan jou en my bewys. Toe was ons nog nie eers 'n gedagte nie. Kind van God. Daarom wil ek sê, jy moet raak sien vanmôre dat in hierdie onvoorwaardelike liefde van God gee hy eers en hy bewys eers sy liefde aan jou en my. Dat ons daarin kan glo, dat ons daaraan kan vashou. En nou kom Romeine 5 verse 8 en hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die woord Paulus skryf, hy sê, ons was ver van God, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, maar nou, deur Christus Jesus, het julle wat ver was, nou nader gekom. Dis God se liefde. Hoor mooi, julle wat ver was, het nou nader gekom. So ek en jy kan deur die geloof in Jesus Christus nader kom by God, aan God. Geliefdes, dis tog so belangrik. En daarom wil ek sê vanmôre, jy dink somtyds jy is ver van God af. Jy dink somtyds jy het sulke groot dade gedoen dat God jou nie kan lief hê nie. Jy het dalk verkeerde keuses gemaak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, onthou dat hy jou eerste lief gehad het. En dat hy jou nog steeds lief het. En dat hy jou vir altyd sal lief hê. Dit beteken nie dat hy keer goed dit wat verkeerd is nie. Ons moet nou nie sy liefde misbruik deur dit wat verkeerd is goed te praat en dink sy liefde is vir ons genoeg nie. Ek wil hê jy moet net besef vanmôre, dat maak nie saak hoe ver ek en jy van God af is nie. Ons nooit te ver kan wees, dat hy ons nie kan lief hê nie. Hy sal jou as mens altyd lief hê, al keer hy nie goed wat ons doen nie. Sal hy jou altyd lief hê. Sy liefde is nie gekoppel aan beloning nie. Niks kan jy doen om sy liefde te verdien nie, want hy het dit reeds vir jou en my gegee. Dis 'n geskenk wat aan jou en aan my en aan hierdie mensdom op hierdie aarde, selfs aan ons wat vanmôre hier by mekaar is en hulle wat ingeskakel het, dis 'n geskenk wat God aan jou en my gegee het. En vanmôre moet ek vir u die vraag vra, as jy 'n waardevolle geskenk ontvang, wat doen jy daarmee? Ek sal nooit vergeet nie, ek het elke keer as ek verjaar het my pa en my ma vir my 'n Kershaw messie gekoop. Hulle toe ek klein was, het hulle by die kleintjie begin en so wat ek ouer geword het, het hy al hoe groter geword. En my hele reeks met my nommers lê
in my kluis toegesluit, dis vir my waardevol. Wat doen ek daarmee? Ek koester dit. Ek hou dit in goeie bewaring. Nou vra ek vanmôre vir u, as gelowiges, as kinders van God, wat doen u met die geskenk wat God aan u gegee het? Hou u dit naby u hart? Is dit ver van jou af? Gebruik jy dit net somtyds? Bewaar jy dit? Leef jy dit voluit? Want dis iets wat God aan jou en my as mens gegee het. Wat doen ons daarmee? Nommer 2, God se liefde is opgeofferde liefde. In die laaste boek van Johannes, hier voor die boek van Openbaring in die woord van die Here, kom die Here en hy sê vir jou en my, in 1 Johannes 4, verse 9 en verse 10 staan geskrywe, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Kyk mooi. Hierin, dat God sy eniggebore seun in hierdie wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hy offer sy seun en die offer bring versoening tussen God en die mens vir ons sondes. Gelowiges, daar is 'n prys betaal. Daarom wil ek sê vanmôre, ware liefde gee altyd iets van homself op. Hy offer altyd iets op. Dis ware liefde en ek sien God offer iets op. Hy offer sy seun op. God gee sy eie seun. En nou gaan u vir my sê, maar prediker, die mense sê, en ek wil dit net bietjie uitklaar vanmôre, sodat u dit kan verstaan. Die mense sê, en die prediker sê, Jesus is God. Die Heilige Gees is God. En God is God. En ek wil vanmôre vir jou sê, as iemand nou al vir jou leuns vertel het, is dit die grootste leuen wat versprei is op hierdie aarde. Behalwe die teologiese studente. Waar kom Jesus vandaan? Waar kom hy vandaan? Jy het al mooi geluister as ek preek. Die woord van die Here leer my 3 skrifgedeeltes. Psalm 2 vers 7. Handelinge 13:33. Hebreërs 1 vers 5. En Hebreërs 1 vers 5 is vir my die belangrikste. Want hier skryf Paulus vir die Hebreërs wat God sê. Nie wat hy sê of wat iemand sê nie, maar hy skryf vir die Hebreërs, hy sê en God sê. Hy sal vir my 'n seun wees. En ek sal vir hom 'n vader wees. Dan skryf hy verder, hy sê, en watter engel het hy 'n naam gegee? Bo elke naam. En God sê, ek wil vertel van my besluit. Vandag het ek vir my 'n seun gegenereer. Uit niks uit is Jesus Christus geskep. En hoe weet ons dis waar? In die boek van Genesis 1, lees daar by vers 25, 26 en 27, maar ek dink 26 is die regte een.
Die tenente sal nou weet wat ek bedoel. Kom ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En dit kom uit die mond van God uit. Nie die mond van Adam of Eva of Moses wat die boek geskryf het nie. Dit kom uit die mond van God uit. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Nou vra ek vir u, watter mens, watter prediker, watter skepsel is daar wat deur God geskape is, wat God 'n leenaar kan noem? As God self sê, dit is my seun, in wie ek welbehae het. Lees Matteus 4. Met die doop van Jesus, toe Jesus uit die water uitkom, toe sê hy daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Gelowiges, ek wil hê jy moet hierdie ding verstaan vanmôre, dat God se liefde so groot is, dat die seun wat hy gegenereer het, gegee is, onvoorwaardelik. Die offer is vir jou en my betaal. Maar weet jy wat wonderlik was? Christus gee die woord en hy sê op die 3de dag, ek gaan vir 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was. Gaan ek in die hart van die aarde wees. En wat gaan hy doen? Hy het die dood en die doderyk, die sleutels van die duiwel afgeneem en hy gaan lees 1 Petrus 3, 1 Petrus 4 en hy het ingestap en hulle wat ongehoorsaam was in die dae van Noag het hy die evangelie verkondig en almal wat hom aangeneem het, het hy kinders van God geword. So met ander woorde, hy is regverdig. Hy is regverdig, selfs in die doderyk was Christus regverdig. En tot vandag toe sal Christus regverdig wees. Hoekom sê ek Christus gaan regverdig wees? Lees wat staan in Markus 16 vers 19. Daar staan geskrywe, en hy het opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God. Om wat te doen? In Timoteus 2 vers 5. Om vir jou en my te gaan intree. Daar's een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Gelowiges, dit is so belangrik dat ek en jy net moet begin besef vanmôre. Dit was nie God wat die hemel verlaat het nie. Hy het daar gebly. Hoe weet ek hy daar gebly? Van toe Jesus op hierdie aarde was, toe sê hy, ek gaan van julle weggaan. Gaan lees die Johannes 14, 15 en 16. Sê ek gaan weggaan. Maar nou gaan ek my Vader vra, dat hy 'n ander trooster stuur, om by julle te bly, tot in ewigheid. En wat het hy gedoen? Hy het sy Vader gevra, Vader stuur 'n ander trooster. En wat het hy gedoen? Hy het 'n ander trooster gestuur. Kind van God, ek en jy moet besef vanmôre, dis die onvoorwaardelike liefde wat God het vir jou en my as mens op hierdie aarde. Aan die kruis het Jesus Christus nie pyn en lyding gedra nie, maar hy het ons sonde en oordeel gedra. Dit is die prys wat God toegelaat het, dat sy seun moet betaal. En dis die prys wat die seun vrywilliglik, jy moet mooi hoor vanmôre, die seun het dit vrywilliglik betaal. Hoe weet ons dit? Nou gaan ek nie vir jou die skrif gee nie, maar ek sal vir jou die opskrif gee. Want ek wil nie alles vir jou gee nie, ek wil hê jy moet ook die Bybel gaan lees. Die opskrif lees, die verheerliking op die berg. En nou weet ek nie, jy kan my boek kyk daar, ek weet nie hoekom ek hierdie goed vir julle sê vanmôre nie. Maar ek dink hier's iemand wat dit dalk moet hoor, wat die Gees wil hê, iemand moet dit hoor. Met die verheerliking op die berg, vat Jesus vir Petrus,
Jakobus en Johannes saam. En hier klim hulle op die berg. En daar is 'n ontmoeting op die berg. Hier sit Elia, hier sit Moses, en hier is Jesus. Wat sê die skrif? Wat gebeur daar? En die woord sê, en Elia en Moses het Jesus geonderrig wat met hom gaan gebeur in Jerusalem. So vir die wat vir julle gesê het, Jesus het vooraf geweet wat met hom gaan gebeur, is nie die waarheid nie. Want die waarheid staan in die woord van God geskrywe. Elia en Moses onderrig hom. En Jesus het twee keuses. Hardloop weg of volhard. Hy het twee keuses. En wat doen hy? Hy hardloop nie weg nie, maar hy kom in die tuin. En toe hy weet die uur is naby en hy weet wat gaan gebeur. Want Moses en Elia het toe vir hom gesê. Ek wil net gou iets sê daar op die berg. Ou Petrus kan nie sy mond hou nie. Eers Petrus moet altyd praat. En hy sê toe vir Jesus, Jesus, laat ons 3 hitte bou hierso. Dan gaan ons nie hier weg nie, dan bly ons sommer hierso. Hy sê, dit is so lekker hierso, laat bly ons hier. So, wat wil ek sê vanmôre vir jou? En ewe skielik oordek 'n wolk hulle. En dan kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag, luister na hom. Kinders van God. Kom ons kom nou terug, Jesus Christus in die tuin. Nou weet hy wat hy gaan gebeur en hy sê, Vader, die hemel is nie leeg nie. Die Vader is daar, want die seun praat met sy pa. Daar is so baie bewyse, maar kom ons hou by hierdie een. En hy sê, as dit u wil is, laat my beker verby my gaan. Maar nie my wil nie. Laat u wil geskied, en hier word die menslike wil gebreek. En God se wil geskied. En Jesus sterf aan die kruis uit. Hy dra daar die kruis. Kind van God, en hy word aan die kruishout vasgenaal. Nie met pyn en lyding nie. Maar hy, aan daardie kruis, sê die woord, ledig hy die beker van sonde. Hy ledig die beker van sonde, en hy neem my en jou sonde, en oordeel op hom. Dink nou hier aan. En ek wil hê jy moet diep dink vanmôre. Jy moet met jou hart dink vanmôre, nie met jou verstand nie. Spykers het hom nie aan die kruishout vasgehou nie. Die liefde, die omgee, om vir elke volk, elke taal en elke nasie te sterwe. Nie net vir Israel nie, vir ons almal. Sy liefde vir jou en my het hom aan daardie kruishout vasgehou. Kind van God, dink jy nou regtig, hy kon nie een woord spreek. Ek bedoel man, hier kom Jesus, hy sê vir die disippels, vaar oor na die ander kant toe. Nadat hy lekker gebid het in die 3de nagwaak, dis tussen 12:00 en 1:00 in die oggende, in die donker kom hy, en hy kom al wandelend op die see.
Dink jy regtig, hy kon nie vir een oomblik van die kruis af gekom het nie? Dink jy nie, hy kon een woord gespreek het en 'n legioen engele kon gekom het en almal wat hom bekaie vas en almal wat hom in gevangenis kom neem van hierdie aarde afgevee het nie? Hy kon. Jy moet mooi dink vanmôre, hy kon. Maar sy liefde vir jou en my het hom geweerhou om op te tree, maar gebly volhard. Omdat hy die einddoel gesien het. En wat was die einddoel? Dat hy gaan 'n plek voorberei vir jou en my. Johannes 14. Dit wat ek beloof het, terwyl ek op hierdie aarde was, het ek beloof, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan het om plek te berei, gaan ek weer kom en kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Sy woorde, sy beloftes, het hom aan daardie kruishout vasgehou. Daar is sy beloftes, het hy tot stand gedoen. Ek kan dit in Openbaringe 5 gaan lees. Toe hy die boek, toe daar niemand is om die boek oop te maak nie, en almal is in ween en trane, in die hemel, toe staan een van die 24 ouderlinge op en sê, hou op ween, die lam wat geslag is, hy is bevoeg om daar die boek oop te maak. Hy is bevoeg om die seels te breek, en wat sê die woord? En hy het die seels gebreek, en ons name in die boek van die lewe geskrywe. Sy bloed. Elkeen van ons se name. Gelowiges, dink mooi vanmôre aan die liefde wat Christus aan jou en my bewys het. Nommer 3. God se liefde is persoonlik en naderend. Persoonlik en naderend. In Johannes 10 vers 14 en vers 15 kom die woord van die Here en hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. Kyk wat sê Jesus, net soos die Vader my geken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek ken die Vader en die Vader ken my. En ek lê my lewe af vir die skape. Persoonlik, intiem. Sy liefde is nie algemeen baseer nie, maar sy liefde is in 'n verhouding gebaseer. Ek lê my lewe af vir die skape. Nie vir die bokke nie, vir die skape. Kind van God. Openbaringe 3:20, ek staan by die deur en ek klop. En wie oopmaak, ek sal inkom en by hom maaltyd hou. Jesus staan by elke deur en klop en hy wil by elke deur hê iemand moet oopmaak. Hy wil by elke een inkom en hy wil by elkeen 'n maaltyd hou. Hy wil 'n persoonlike maaltyd met jou hou. Hy wil nie 'n gemeente maaltyd met jou hou nie. Hy sê ek staan by jou deur en ek klop. Persoonlik wil hy 'n intieme verhouding met jou en my hê, kind van God. Ek sien daar's 'n persoonlike begeerte uit sy hand uit om gemeenskap met elke mens te hê. Elke mens. Hy sê ek staan by jou deur. Ek staan by die kerk se deur en ek klop nie. En nou vra ek vanmôre en ek wonder net so, hoeveel keer het die Here al aan u deur geklop of een of ander saak?
Hoeveel keer het die Here al in jou deur geklop vir gehoorsaamheid? Hoeveel keer het die Here aan jou deur geklop dat hy iets van jou verwag? Hoeveel keer het hy aan jou deur geklop vir een of ander bediening? Hoeveel keer het hy aan jou deur geklop om vir hom iets te doen? Om 'n skynende lig in hierdie donkere wêreld te wees? Hoeveel keer het hy al aan jou deur geklop om af te stand te doen van dit wat verkeerd is? Hoeveel keer het hy al aan jou deur geklop om die bande te breek met hierdie wêreld en met hom 'n pad te loop? Hoeveel keer het hy al aan jou deur geklop om meer aan sy woord gehoorsaam te wees as in hierdie wêreld? En nou vra ek vanmôre vir jou, hoeveel keer moet hy nog aan jou deur klop voordat ek en jy tot inkeer gaan kom? Van die woord sê, ons moet tot inkeer kom. Maar ons verwag God moet alles doen. Nee, my broer en my suster, dit was Ou Testamenties, waar God alles gedoen het. In die Nuwe Testament het God alles oorgegee aan jou en my, en hy verwag vanmôre, ek en jy moet ook iets doen. Maar sy liefde is persoonlik. Ek wil net sê vanmôre, God se liefde is nie 'n vraag of algemeen nie. Dit is persoonlik. Ek wil net sê vanmôre, soms voel jy alleen. Soms voel jy of dit nog nie moeite werd is, en ek wil jou bemoedig vanmôre om vir te sê. Soms stort jy trane. Kan dit die moeite werd wees om te volhard? Is dit die moeite werd om in hierdie saak te volhard? Kyk hoeveel ongemak verduur ek. Kyk hoeveel hartseer beleef ek. Kyk hoeveel ongelukkige dae gaan deur my lewe. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, en ek wil jou bemoedig. God ken jou naam. God ken jou trane. God weet van jou hartseer. Hy ken jou vrese, hy ken jou onsekerhede. Hy weet van alles, maar bo alles, hy weet ook van jou drome. Hy ken dit. Hy sien dit raak. Weet jy, hy sê in sy woord, ek het hierdie geween en die swaar kry van Israel toe hulle onder ballingskap in Egipte was, slawerny. Sê hy, ek het hulle weeklaag, ek het hulle aangehoor. Moses en ek wil hê jy moet gaan. Jy moet my volk gaan uitlei. Gelowiges, God hoor jou raak. God sien jou raak vanmôre. Al is dit hoe moeilik, sien God jou raak. Maar is nie hy wat net halfpad handdoek ingooi nie. Dis hy wat volhard tot die einde toe wat gered gaan word. Daarom wil ek jou bemoedig vanmôre om te sê, al is dit hoe moeilik, hou aan volhard tot die einde toe, want daar's iemand wat jy nie kan sien nie, maar wat jou lief het. Daar's iemand wat jy weet daar is, maar jy voel sy liefde. Kinders van God, nog so belangrik. Wanneer jy eensaam voel, wanneer jy verlate voel, onthou vanmôre, jy's nooit vergete nie. Jy's nooit vergete nie. Jou naam is in die palm van sy hand gegraveer. En hy sê vanmôre vir jou, wie sal jou uit my hand uit kan ruk? Wie sal jou uit my hand uit kan ruk? Jy is in sy handpalm. Moenie moedeloos word nie. En dan kom God se liefde. En God se liefde wil nie hê ons moet in hierdie wêreld leef nie. Maar God se liefde wil hê dat ons vir hom moet leef. So kind van God, wil ek sê vanmôre, dit maak nie saak hoe jou verlede is nie. Maar dit maak saak hoe jou toekoms gaan wees.
En God se liefde verlang en roep jou en my tot verandering. En ek wil graag lees uit hierdie selfde boek, die 14de hoofstuk. Die 15de vers sê hy: As jy my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. God se liefde is nie 'n gevoel nie. Dit is nie emosioneel gedryf nie. God se liefde vra vanmôre 'n antwoord. Hy vra 'n antwoord. Hy nooi ons om in sy liefde te kom wandel, deur hom gehoorsaam en aan hom gehoorsaam te wees. Deur hom, hoekom sê ek deur hom? Want ons is tot alles toe in staat deur Christus wat my krag gee. Hoekom aan hom? Omdat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Aan hom gehoorsaam moet wees, kind van God. Elke mens wat die liefde wat God vir my het, verstaan en begryp in sy hart, elke mens, sal nie meer 'n begeerte hê om in hierdie wêreld te leef nie. Daar sal nie meer 'n begeerte wees nie. Daar sal net begeerte wees om nader en nader aan hom te beweeg. Kyk die verhouding tussen God en Jesus. Jesus kom en hy sê, ek is nie hier om vir julle te vertel wat ek wil nie. Ek is hier om vir julle te vertel wat ek by my Vader gehoor het. Ek is nie hier om te doen wat ek dink nie. Ek is hier om te doen wat ek by my Vader gesien het. Niks kom uit homself uit nie. Sy woorde is, toe die ryk man by hom kom, hy sê, wat so goeie dinge moet ek doen? Toe sê hy, daar's net een wat goed is, en dit is God. Nie is ek sy seun is goed nie. Want hy het gesê, goeie meester. Wat so goeie dinge moet ek doen? Toe sê hy, niemand is goed nie. Nie is ek is goed nie. En ek is die seun van God, maar ek is nie goed nie. Maar God is goed. Broer en suster, ek wil jy moet vanmôre vriend en kind, ek wil vanmôre jy moet raak sien vanmôre, dat Jesus was gehoorsaam aan God tot die dood toe. Hy was totaal en al gehoorsaam. Want toe Elia en Moses gekom het en met hom kom praat het hy na hulle geluister. En hy was nog steeds geweet, dit kom nie van hulle af nie, maar dit kom van sy Vader af. Ons lees die dinge in die Bybel, dan betwyfel ons dit. Ons lees die dinge in die Bybel, dan bevraagteken ons dit. Ons lees die dinge in die Bybel, dan wil ons 'n mooi rokkie daaroor aantrek. En nou weet ek, 90% gaan my oordeel. Die Bybel, die Here sê in Romeine 1, jy moet mooi hoor vanmôre, in Romeine 1, dit is 'n gruwel vir my God, as 'n man met 'n man gemeenskap hê, as 'n vrou met 'n vrou gemeenskap hê, is dit 'n gruwel vir my God. Dit staan so in die Bybel. En is nie vanmôre ek wat so sê nie, en die woord sê, elkeen wat dit goedkeur, sal in dieselfde oordeel val, as hulle wat dit doen. Gaan lees vers 32. My broer en my suster, jy sien, hierdie is maar net een dingetjie. Ek weet, kom ek vertel jou gou-gou. Ek weet, in die Ou Testament het hulle gesuip tot hulle lê, en dan suip hulle omdat hulle lê. En dan suip hulle uit hulle klere uit. Want Noag het dronk onder sy eie wynstokke gelê. Dat sy kind gekom het met 'n jas en hom toegemaak het.
So dronk was hy. Maar toe kom Jesus Christus en hy gee ons 'n testament en hy sê vir ons, ons moet nie eers drankpartye bywoon nie. Word nie dronk van wyn nie. Maar nou wil ons die Ou Testament vat en ons wil hom in die Nuwe Testament implementeer. Kind van God, hoor net vir my vanmôre. God se liefde is so groot. Vir jou en my. Dat hy nie wil hê ons moet in die duisternis lewe nie. Hy gee ons die volheid van die lig. Hy gee ons die volheid van sy woord. Hy gee ons die volheid om enige ewige lewe in te gaan. Hy gee ons die volheid in die pad om te loop. Die vraag is vanmôre, wil jy daai pad loop? Of wil jy jou eie pad loop? Wat wil jy maak? Kind van God. Kyk na God se liefde. Kyk na Jesus se gehoorsaamheid. En as jy na Jesus kyk vanmôre. Ja, hy het gesê die jakkals het gate. Die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie plek gehad om sy kop neer te lê. Kinders van die Here. Hy het nie by tafels aangesit om te eet nie. Hy het nie sulke mooi bankies soos wat ons hier agter het gehad nie. Hy het vir hulle gesê, sit julle hier op die gras. 5 brode, 2 visse, 5000 man, sonder die vrou en die kinders. Hy het gesê, kom ons gee vir hulle iets om te eet, man. Kind van God. Hy het omgegee, hy het net 'n hart gehad wat lief het. Hy het 'n hart gehad wat omgegee het. Hy het 'n hart gehad wat gehoorsaam was aan sy Vader. Kan Jesus se lewe jou en my nie motiveer om in hierdie liefde van God te leef nie? Kan hierdie liefde van Christus ons nie motiveer om te vergewe en vry te spreek nie? Kan hierdie liefde, het jy Jesus een keer gehoor met negativiteit ophou? Het jy Jesus een keer gesien dat hy hom ophou met 'n geskinder, met tweedrag en twis? Het jy Jesus een keer gesien dat hy deel word van die wêreld en die volgende dag is hy in die sinagoge? Nee, jy het hom nie gesien, hy hou hom op met die dinge nie. Van die gehoorsaamheid aan sy Vader. En luister nou mooi, al hierdie dinge het rondom hom gebeur. Maar hy het homself nie deel gemaak daarvan nie. Net soos in ons dae. Maar ons maak ons deel van die wêreld. Dis 'n keuse. En Jesus het ons gewys, as ons die regte keuses maak, kan ons sy Vader deur ons keuses verheerlik. En ons kan gehoorsaam wees in hierdie wêreld. Ek sluit af. God se liefde is onveranderlik. En ek wil vanmôre vir elkeen sê, hy sal jou nooit los nie. God se liefde kan nie gemeet word nie. Geen sonde is te groot dat hy dit nie kan vergewe nie. En sal vergewe nie. God se liefde is onvergelykbaar. Geen mens kan so liefde hê nie. Onvergelykbaar. En ek sluit af met 'n skrifgedeelte uit die boek van Romeine 8, vers 38 en vers 39. Ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepter, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hierdie geef moet vir jou sekerheid gee.
Hierdie moet vir jou standvastigheid gee. Hierdie moet weet, hierdie saak, hierdie 2 teksverse moet vir jou sê, God meen besigheid met jou. Persoonlike besigheid. Hy gee om vir jou. Dis wat hierdie 2 teksverse vir jou moet sê. Hy gee om vir my. En weet jy wat? As daar slegte dinge in jou lewe gebeur, weet net dat die Here gesê het, dit gaan so wees. Moenie hierdie prosperity manne glo wat sê dit gaan net met jou goed gaan nie. Moet hulle, om vaders nou, moet hulle nie glo nie, hulle lieg vir jou. Vergewe nou maar my kanseltaal vanmôre. Glo net wat Christus in sy woord vir jou sê. En hou vas daaraan. En vanmôre kan ek en jy net na die Here toe gaan sê, Here, somtyds is ek blind. Somtyds luister ek nie mooi nie. Somtyds het ek dalk nie reg verstaan nie. Help my vir hierdie pad wat voor my uitlê, om binne U wil te wandel. U moet mooi hoor wat ek sê, om binne U wil te wandel, en dit is my keuse. As U vanmôre ook soortgelyk of dieselfde keuse wil maak, is U meer as welkom. Ek gaan een gebed doen om saam met my op jou voete te staan in besigheid vanmôre met die Here te meen. Meen besigheid met die Here. Ek gaan jy 'n oomblik los aan u eie gedagtes, om u eie lewe in oënskou te neem, en dan 'n besluit te neem. Almagtige God en Hemelse Vader, môre kom ons na u troonkamer in die naam van ons Here Jesus Christus. U het geskrywe dat alles wat ons in Jesus se naam vra, dit sal U vir ons gee, Here. En Vader, ons loof U vanmôre vir U woord. Ons eer U vir dit wat U vir ons neergepen het. En ons prys U, Here, dat ons vanmôre die Heilige Gees in ons harte uitgestort het met liefde, krag en selfbeheersing. So wat Paulus vir die Romeine geskryf het, Here, hou vas ons styf aan hierdie skrif, Here, en ons vra, Here, dat die Gees met ons harte gespreek het vir hierdie pad vorentoe. Ons kan dit nie doen op ons eie krag nie, Here. Ons het U bitter baie nodig, Here. En ons erken dit vanmôre, so net 'n nederige, sagte hart, Here, 'n afhanklike hart van U af, Here, kom ons vanmôre en ons vra, Here, onse God, neem vanmôre ons swakke hand in U sterke hand, Here, en lei ons in U waarheid, lei ons in U woord, Here, lei ons in die liefde wat U vir ons gehad het, Here, en in die gehoorsaamheid wat Christus aan U gehad het terwyl hy op hierdie aarde was. Ja, al het hy nie elke dag brood gehad nie, al het hy nie 'n plek gehad om sy hoof neer te lê nie, al het hy nie 'n plek gehad waar hy kon aanbid nie. Here, weet ek vanmôre, my God, dat U vir ons is, wie kan teen ons wees? Kyk op vanmôre na U toe en sê, Here, help U vir ons op hierdie pad vorentoe om die regte keuses te maak. Help ons op hierdie pad vorentoe, Here, om te kan volhard, gedissiplineerd te wees, Here. Totaal en al ons lewe, Here, op te offer en aan U, Here, 'n lewende offer te wees. En ek gee aan U die eer, Here, wat U vanmôre vir ons doen. Ek dank U, my God, dat U nou vir ons 'n pad maak, en Here, al is daar probleme, as daar al uitdagings op hierdie pad, Here, loof ek U daarvoor, Hemelse Vader, want U gaan ons daardeur dra. En ek vra dat U, Here, in elkeen wat in moeilike omstandighede is, Here, dat U hulle, Here, daaruit sal dra. En Here, as ons te swak is om te loop, dra ons, Here. U is ons herder. Ons het nie 'n ander herder nie. Lei ons na hierdie groen weivelde, Here. Bring U ons, Here,
by waterstrome waar daar rus en vrede is. Here, in elkeen se situasie wil ek bid vanmôre. Staan U, Here, op teenoor ons vyande. Kom, Here, asseblief maak ons hoofvet met olie, laat ons beker kan oorloop. En dankie, Here, dat goedheid en guns ons volg elke dag van ons lewe. En Here, ek verklaar vanmôre, ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Ek sal U naam groot maak, sal U woord verkondig soos wat hy staan. Sal Jesus verdedig tot die dood toe, Here. En Here, ek bid nou dat die gemeente geseënd sal uitgaan vanmôre. Met vreugde dat die Here met hulle was. In Jesus naam. Amen.